Dis so lekker, die kinders kan my opskuif. Ek wil graag hê julle moet sien, dat as ons sondagoggende by mekaar kom, dan kom daar 'n hele 3 tente vol kinders by mekaar, in verskillende groepe, in verskillende klasse. Dan's daar 'n 7-up in die Israel saaltjie, daar is Plantasie, dis hierdie jong klomp wat hier staan. Hulle is in die kapel, en dan is daar nog matriekliks, hulle is ook besig met hulle eie kursus, so hulle is nog almal besig om in te stap. So, dis vir my so mooi, Wynand Rousseau, dankie dat jy vir ons so 'n mooi boodskap geskryf het, want ek dink, dis gepas dat ons vandag vir die kinders, maar ook vir ons skole bid. En ons wil nie vandag 'n skool uitsonder nie, want die kinders van verskillende skole af, oor Centurion en oor Pretoria, maar ek dink dis gepas, Wynand, dat ons vir kinders en vir skole vanoggend bid, en die kinders seën vir hulle jaar wat voorlê. Maar ek dink ook dis mooi dat julle agterkom dat kerk gebeur nie net hier in die auditorium op sondagoggende nie. Dit gebeur op 4 of 5 verskillende ander plekke, ook op ons terrein, met die kinders, die kleuters, in die moederskamer, matrieklik en Plantasie. So is julle almal in, waar is die matrieks? Is julle daar? Tussendeur so, tussen almal. Matrieks, ons wil in die besonder vir julle bid vanoggend en vir julle sterkte toewens vir julle jaar wat voorlê. Dis 'n lekker opgewonde jaar om in te wees. En graad 8's, is daar enige graad 8's hier? Daar's hulle, almal aan 'n streep daar teen die muur, daar waar die matrieks moes gewees het. So, hier kom hulle ingestap. So ons is opgewonde oor hulle, sterkte vir julle nuwe skooljaar. Ons het julle verlede jaar goed voorberei in die graad 7 groep. Is daar graad 7's by 7-up? Waar is die 7-up groepie? 7-up groepie staan daar voor. Ons is opgewonde oor hulle. Dankie vir daai span. Ons het lekker saam gebid nou die dag en gesê, Here, mag hierdie span voorberei word vir die jaar wat voorlê, en vir hulle hoërskoolloopbaan vorentoe, volgende jaar en die tyd wat daar voorlê. Maar die 7-ups is vir ons 'n lekker spesiale groepie om te bedien. En dan die res van die kinderkerk. Ons is bly julle is hier. Is daar enige graad 1tjies hierso? Graad 1's, steek gou julle hande op. Ja, lekker, kom ons geef hulle 'n lekker hande klap. So julle moet nou besef, dis vir die graad 1's, en vir die graad 8's, en vir die matrieks, is dit so 'n bietjie van 'n emosionele, besonderse jaar, maar veral in hulle huise ook, vir die ma's en pa's. Amen. So ons dink aan julle. So ons wil graag hê, julle moet julle hande uitsteek na die kinders toe, en dat ons hulle seën. Jorie, sal jy vir ons bid asseblief? Papa God, Here, dankie vir die liefde, dankie dat die groot en goed is, en Here, dankie dat ons in die begin van hierdie jaar kan kom, en elkeen van hierdie kinders, van graad 1 af, tot by die matrieks, aan U kan opdra, en vra Here, dat U hulle in hierdie jaar sal seën, dat hulle elke dag by die skool, U nabyheid sal ervaar, dat hulle sal ervaar hoe U vir hulle krag gee, hoe U vir hulle wysheid gee, en hoe U vir hulle insig gee. En mag hulle hierdie jaar vir hulle net so lekker wees. Here, dan wil ek sommer vir die papas en mamas ook bid, wat hulle moet rondry, wat hulle by die skool moet wees, wat moet help met huiswerk, dat U hulle ook sal seën. En mag ons almal hierdie jaar saam net U liefde ervaar. En U net loof en prys, omdat ons weet, U is groot en U is goed. Amen. Here, terwyl ons vir die kinders bid, wil ek vir elke skool kom bid, wat hierdie kinders vandag in is en verteenwoordig. Here, mag ons bid dat die skole so sal ervaar, dat hulle U seën en U teenwoordigheid dra. Here, ek kom bid dat die woord van die Here vrylik in ons skole verkondig sal word.
en dat dit nog steeds skole sal wees in ons stad en in ons land wat rondom Christenwaardes gebou word. Here, as ek vir die skole en die onderwysers kom bid ek ook vir ons kinderkerkpersoneel, vir Jorrie en sy span, vir Christine en haar 7-Up span, vir Alicia en Bruce en hulle plantasiespan, almal van hulle. Here, ons wil kom bid dat u hierdie personeel, plantasie, matriekliek, 7-Up en die kinderkerk, dat u hulle kragtig sal gebruik in die lewens van ons kinders in hierdie jaar wat voorlê. Ons eer u, Jesus. Amen. Dankie julle, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Dankie kinders, julle kan gerus teruggaan na julle onderskeie plekke toe. Geniet vandag en mag julle jaar ook geniet. Dot, jy kan gerus vir ons afkondigings kom doen. Goeiemôre, welkom almal in die auditorium. En dit is so lekker om die auditorium vol te sien. Ek sien in die voorste rye is hier daar nog plek. En as jy heel voorsit, hoef jy nie te preek nie. Wouter sal preek, so jy mag nog steeds kom voorsit. Die ouens wat daar agter staan. Ek wil julle herinner om asseblief ons app af te laai. Onthou dat alle kommunikasie ook op die app is. En hier is soveel wat aangaan, dat ek is ook maar net beperk tot 3 afkondigings. So asseblief kyk wat gebeur alles in die week, sowel as maak as jy verdraai by die Rooi Muur. Daar is 'n kwartaalprogram met alles wat elke dag op hierdie terrein, oggend, middag, aand gebeur, asook datums wanneer 50 plus by mekaar kom, datums wanneer die werkende dames self by mekaar kom. Alles dit is op die kwartaalprogram, dis op die app, sowel as op die Rooi Muur op die oomblik. So asseblief, kyk daarna en sit dit op julle yskas en word deel, skakel in. Dit is vir ons so lekker dat julle hier is. Vanaand se aanddiens gaan Johan Herbsvat en hy gaan gesels oor gesonde groei. Onthou dat die aanddiens in die kapel is en daar's altyd popcorn en kuier na die tyd. So ons nooi julle vir die aanddiens ook. En dan die ouers wat se kinders in kruiskiets is, onthou asseblief dat Jorrie na afloop van die diens met julle 'n vergadering het hier in die auditorium, wat hy net bietjie met julle wil gesels oor hoe werk die kinderkerk en wat die verwagting daar is. So ons nooi julle na afloop van die diens om agter te bly in die auditorium. Dan van môre aand af, maandag aand 6uur, sal die woordskool wat ek en Wouter aangebied het op Facebook op 'n Woensdag aand, sal dit nou weer live aangebied word in die kapel van 6 tot 7 op 'n maandag aand. Dit is heeltemal gratis, enigiemand is welkom om dit by te woon. Dit gaan egter nog steeds opgeneem word en dan nog steeds op 'n Woensdag aand 7uur uitgesaai word vir die ouens wat ons altyd aanlyn kyk. Julle is baie welkom, ons hou dit so, maar weet dat dit van nou af op 'n maandag aand 6 tot 7 in die kapel is. Dan wil ons julle net herinner dat die woordskool ook in Engels beskikbaar is, wat ek en Wouter ook daaroor praat. Ons is besig met Korintiërs. Dit is op die app, so as jy dalk mense het wat Engels sprekend is, julle is so welkom om dit vir hulle aan te stuur. Dit gaan nog steeds voort soos altyd, dit is steeds in Afrikaans dan in die kapel op 'n maandag aand 6 tot 7. Bedieningsleiers, onthou asseblief van môre aand se vergadering 7uur in die kapel. En die rede vir die vergadering is ons gaan gesels oor Ministry Fair wat volgende Sondag hier is in die auditorium. En dan wil ek julle ook herinner, volgende Sondagoggend in die auditorium, die Ministry Fair, gaan ons 'n uitstalling hê van alle bedieninge wat in die gemeente is. So moenie volgende Sondag se dienste mis nie. Dit gaan wees in die oggenddiens sowel as in die aanddiens. Die kursusse skop af eers die 3de Februarie. Nou ons het hierdie kwartaal 3 kursusse wat hardloop, fondasiewaarhede, Captivating en Authentic Manhood. Oor 2 dienste sal Almaru en Johan meer met julle gesels oor fondasiewaarhede, maar ek het vir Alida hier om gou met die dames te gesels rondom Captivating. Dankie Dot. Elkeen van ons dames as 'n jong dogtertjie het drome en passies en begeertes gehad wat ons dalk langs die pad verloor het. En met die wêreld wat daar soveel verwarring is oor wie ons as vroue is, wil ek julle uitnooi na die Captivating kursus, waar ons God se ontwerp vir elke vrou ontdek,
hoe lief hy elkeen van ons het en wat is die ongelooflike mooi en ongelooflike ontwerp wat hy in elkeen van ons geplaas het en dat ons dit voluit kan uitleef. En in lyn met die waarde van ons gemeente van gesonde gesinne, wil ons graag gesonde vroue hê, wat huishoudings kan lei en in hulle gemeenskap 'n impak kan maak vir die koninkryk. Kom sluit by ons aan vir 'n lewensveranderende reis van ontdekking en genesing. Ons, soos Dot gesê het, ons begin die 3 Februarie, dis 'n 7 weke kursus. Ons kom van 7 tot 9 in die aand bymekaar en ons gaan in die kapel wees hierdie jaar. En daar is 'n boek wat ons bestudeer, die boek van John en Stacey Eldridge, die Captivating boek. Jy kan hom op baie boekwinkels in die hande kry en ek wil julle regtig uitnooi. Kom sluit by ons aan. Selfs al het jy die kursus al 'n jaar of 3 terug gedoen, kom kuier weer saam en elke jaar ontdek mens iets nuut van die Here se goedheid en sy liefde vir elkeen van ons as 'n vrou. Dankie. Baie dankie Alida. Dan is hier 'n besigheidswerkwinkel wat aangebied word die 7de Februarie. Terwyl ek afstap, gaan ons vir julle die video van dit wys. En dan Stefan, jy en jou span, dankie dat julle ons bedien. Ons sien uit daarna om saam met julle te aanbid. As jy finansiële uitdagings ervaar, of jou inkomste wil aanvul, of dalk wil jy 'n klein besigheidjie begin, maar jy weet nie presies hoe om te doen nie, dan praat ons vandag met jou. Ons wil jou uitnooi na Tekoa Kleinsakebediening se eendag seminar. Ons wil begin deur jou te herinner dat jou jongste Vader jou baie liefhet en dat jou identiteit daarop gebou moet wees. Ons wil jou herinner aan die beloftes in sy woord waarop jy kan staan wanneer jy met hom vertrou vir jou daaglikse behoeftes. Ons gaan kyk na praktiese aspekte, hoe om te bepaal watter besigheid om te begin. Ons gaan kyk na 'n besigheidsplan en die opstel daarvan, bronne van finansies en finansiële rekordhouding, prysvasstelling. Ons gaan ook kyk na bemarking en die belangrikheid van kliëntediens. Ons gaan jou toerus met 'n soliede fondasie van geloof, hoop en aksie. En dit gaan jou toekoms verander. Nie uitstel nie, registreer vandag. Ek weet nie of julle onthou wat Gerrit gepreek het, julle rukkie terug, dit was 'n maand of 2 terug, rondom wat ons sing, dat ons waarheid en woord sing. So as jy luister en saam sing vanoggend, ons sing vanoggend so 'n bietjie oor ons jaar, en daar was 'n baie mooi Engelse woord rondom dit, that's to consecrate something to God. So ek wil jou nooi om saam met ons te staan, en soos wat ons gaan sing, en die Here se naam groot maak, luister na die woord en die waarheid wat ons sing, en spreek dit oor jouself, jou familie. So ja, julle is goed saam. Die Here
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Don't fear no anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. There's no stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Amazing love that welcomes me. The
promise of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so beyond the cross, age to age, hour by hour, the dead are raised, sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good.
Here, dankie dat ons net oor die goedheid kan bly sing. Here, as ons hier sing dat al gaan dit sleg, weet ons, U is die een wat uitkoms gee. Here, ons as gemeente is op die oomblik besig in ons oggendstilte tyd om deur Job te werk en ons besef, partykeer gaan dit sleg met mense, maar dit is nie U wat dit sleg maak nie. Here, U gebruik die aanvalle van die bose, die blootgebrokenheid van die skepping, dat as daar slegte goed in ons lewe kom, dan werk U deur dit, dan bou U karakter, dan is U besig om ons deur dit te ontwikkel en op te bou. Here, mag ons dit ook nie vanoggend in ons aanbidding mis nie. Mag ons besef, Here, dat selfs in ons swaar kry, ons kan kies om te sê, Here, soos Job, gaan ons kies om U te bly loof. Ons gaan kies om U te bly eer. U naam groot te maak en te sê, die Here is goed en die Here is getrou. Dankie Jesus, dankie Here. Amen en amen. Julle kan gerus sit. Baie dankie span. Nou, ek wil julle hierdie storie uit die Bybel uit vertel, maar ek wil julle eers hierdie gedeelte lees in Handelinge 6 vers 7. Nou dis interessant, daar's versverdelings in die Bybel en iemand het een of ander tyd, daar was nie verse oorspronklik in die Bybel nie, maar so 'n paar jaar nadat die Bybel al neergelees en vasgestel is en neergeskryf is, het iemand besluit om verse daarby te sit. En hulle het die verse eintlik baie keer op die verkeerde plekke gesit. En die versverdelings is, en die hoofstukverdelings is nog erger. Maar eintlik is Handelinge 6 vers 7 'n perikoop, 'n hoofstuk, 'n afdelingkie op sy eie, 'n teologiese denke op sy eie. En Handelinge 6 vers 7 sê hierdie mooi ding. Hy sê, en die woord van God het versprei en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder en 'n groot menigte priesters het in die geloof gehoorsaam geword. So in Lukas se vertel van wat in die vroeë kerk gebeur het, wil hy die ontploffing van kerk in Jerusalem kom beklemtoon apart met 'n spesifieke gedeelte. En wil hy sê, dat veral priesters tot bekering gekom. Hoekom het die kerk so ontplof en hoekom het die priesters tot bekering gekom? Dit het te doen met die vorige 6 verse van Handelinge 6 vers 1 tot 6. Nou, jy kan dit gaan lees, ek gaan nie al 6 verse, dit gaan daaroor dat die Grieks sprekende Jode, die Helleniste, die mense wat so bietjie anders te was as die Hebreeus sprekende Jode in Jerusalem, die wat ook Jode was, wat daar in hulle midde gebly het, wat nou deel geword het van kerk, hulle het gevoel, hulle word so bietjie afgeskeep. Hulle het gevoel, hey, daar's ander ouens wat julle voortrek in die kerk. Nou, ek smaal so, nou dink ek, het was daarom in daai kerk ook mense wat gemou het. Nie dat hier ooit mense is in hierdie kerk wat mou nie. En nie dat hier ooit mense is wat voel ons skeep jou so 'n bietjie af en ons, luister, dit gebeur oral. En ek wil hê jy moet dit raak sien. Hey, julle trek daai groep voordat julle hierdie groep, julle sê meer oor daai groep as oor hierdie groep, julle help daai groep. En wat hier gebeur het is, in die vroeë kerk, die kerk het ontplof, die eerste prediking wat Petrus preek, het jy 3000 mense gehad wat tot bekering gekom het. Ouens, dis massief groot, dis so 'n bietjie groter as hierdie kerk. So 'n hele paar maal groter as hierdie kerk. Nou, iewes skielik het jy 'n kerk vol mense wat elke Sondag kerk toe kom, en daarna preek hy weer 5000 kom tot bekering, daarna iewes skielik 'n menigte, hulle begin hulle nie eers meer tel nie. En ek dink dat maklike kerk Sondagoggende bymekaar gekom van 15000 mense, wat obviously mense moes gewees het wat nie kos het nie, en mense wat arm was, weduwees,
Weduwees en môre as ek begin met die woordskool, begin ek met Rit. Ons is klaar met 1 Korintiërs. Dankie Dot dat jy my gehelp het. Sy voel so 'n bietjie seer gemaak dat ek haar gefire het. Van my woordskool af, want ons het sommer so saam gesit agter my lesenaar vir YouTube die laaste 4 jaar na COVID of in COVID begin. En so saam gesit, dan het sy my vrae gevra en dan het ons dit so saam gedoen. Maar die Here het ons gewys dat ek weer voor die klas moet gaan staan met 'n wit bord, ek gaan weer klas gee en woordskool so doen. Nou gaan dit nie meer werk dat sy saam is nie. Nou sê ek vir haar, dit gaan eintlik, sy sê, fire jy my? Ek sê, nee, nie helemaal nie, maar ja. So ek doen môre woordskool alleen, maar sy gaan daarom daar wees, dankie. Maar ek gaan Rit doen. Ons is klaar met 1 Korintiërs, so ek gaan net so tussen 1 Korintiërs en 2 Korintiërs Rit doen, omdat ons einde verlede jaar oor Rit gepraat het, en ek dink daar soveel kosbare goed in Rit is, wat ons bietjie na moet kyk. En in Rit besef jy dat weduwees 'n besonderse brose groep in die Bybelse tyd was, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Daar was niemand wat vir hulle kan sorg nie. Weduwees sonder kinders, soos wat Naomi en Rit en Orpa toe was, is 'n besonderse erger brose groep, want daar's niemand wat vir hulle kan sorg en niemand wat hulle kan groot maak om vir hulle op die ou ende te sorg nie. So dis 'n ekonomiese arm groep mense gewees, want vrouens het nie noodwendig werk gehad nie, daar was nie stelsels van die regering om hulle aan die lewe te hou nie, daar was nie 'n pensioen of 'n spaarplan of iemand wat vir hulle noodwendig laat erf het nie, en hulle kon ook nie grond besit nie, so dit was vir hulle 'n slegte, moeilike tyd, en toe die kerk gekom, en in die kerkera, ouens, as jy besef die revolusionêre goed wat rondom kerk gebeur het. As jy besef hoe Christus se prediking die samelewing verander het, totaal en al. Ons leef so bietjie in die 2000 jaar nagevolge van hierdie samelewing. So ons neem aan, dis hoe dit moet wees. Dit is nie hoe dit is nie. As jy besef hoe die Here barmhartigheid gewys het aan die armes, dit was survival of the fittest, dit was die sterkstes moet oorleef en hulle moet beklei, en iewes skielik kom die Here en hy sê nee, sorg vir die armes. Die Here gee om vir die mense wat vir die weduwee en die wese omgee. Niemand het omgegee vir die weduwees en die wese nie. As jy hulle een kant toe geskuif het, dan was dit nie sosiaal onaanvaarbaar nie. En iewes skielik sê die Here, nee, maar dis nie my hart nie. En in die Ou Testament al, maar veral met die Nuwe Testament begin alles draai. Begin alles verander. En toe die kerk kom, toe begin die kerk sorg vir armes. En kos gee, en hy gee nie net geestelik kos nie, maar hy gee ook fisies kos. En iewes skielik is daar 'n nuwe denkwyse van hoe 'n samelewing moet werk, en iewes skielik sê die Griekse vrouens, hoorie, maar julle gee vir die Joodse vrouens kos, die Joodse weduwees kry kos, maar nie ons Griekse weduwees nie, kan ons ook kos kry, en die apostels kom agter, daar is 'n probleem, en ons kan nie die hele dag net kos uitdeel nie. My werk, my hoofwerk, is om vir julle te bid, om julle geestelik te lei, en voor te berei vir die prediking op 'n Sondag. Jy verstaan dit. Maar jy verstaan ook dat daar berading is, dat daar praktiese goed is wat ek moet doen, dat daar ander goed is rondom hierdie gebou, en instandhouding, en gras sny, en allerhande goed. Gelukkig sny ek nie die gras nie, maar daar's ander goed wat ook gedoen moet word. Maar as ek al die ander goed moet doen, gaan ek nie die voorbereiding en die gebedswerk kan insit om vir julle te bid en vir julle lering te gee nie. En dis presies wat die apostels toe agterkom in Handelinge 6. En hulle sê vir mekaar, hoorie, wag, ons kan nie al hierdie goed doen nie. Ons slip op. En ek wil so saam met die apostels kom sê, ek besef ek kom nie by alles uit nie, ek het hulp nodig. En ons gaan nou daaroor praat.
Ek gaan vir julle verduidelik hoe die Here eintlik met ons gepraat het oor hierdie struktuur, oor hoe ons struktuur kan verbeter. En dan kom die apostels, hulle gaan vas en bid en hulle sê, luister, ons moet 'n paar manne kies en hulle kies 7 godvreesende manne. Vers 5 sê, ouens wat in geloof vol van die Heilige Gees was. En hulle stel hierdie manne voor en hierdie ouens begin die praktiese werk in kerk doen. En vir die eerste keer word mense prakties bedien. Nou wil ek jou terugvat na vers 7 toe. Die priesters van die tempel, die Joodse priesters van die tempel kom tot bekering. Hoekom? Jy moet besef, die Joodse priesters het hierdie stelsel gehad, hulle het 'n goeie struktuur gehad, maar net 'n goeie struktuur hoe om geestelik te bedien voor in die tempel. Wie sing, wie offer, wie's dan aan diens, wie's dan nie aan diens nie, maar hulle het niemand gehad wat vir die armes kan sorg, wat kan versorg vir die wat nood het nie, wat kan, daar was 'n behoefte vir dit, en ek dink dit moes die priesters geweldig gefrustreer het. Ons sisteem, ons struktuur is pragtig geestelik, om te sê wie's aan diens, maar daar's mense wat nie bedien word nie. Dit was so ingestel deur Moses en Aaron, dit het so oorgegaan toe Dawid die tempel begin regmaak vir Salomo om te bou, het tempeldiens mooi soos 'n masjien geloop, en later in Ezra se tyd, toe hulle terugkom van ballingskap af, stel hulle weer al hierdie spanne in. Jy kan daarvan lees, dis baie detail in die skrif oor hoe die spanne ingestel word om weer die Here te dien. Maar die mense word nie prakties bedien nie. Nou kom die kerk, toe die kerk begin, toe begin hulle die mense prakties bedien. Toe begin hulle kos gee vir die weduwees. Sorg dat mense se behoeftes vervul word. En daarom vers 7, en die woord van God het versprei, en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en 'n groot menigte priesters het na die geloof toe, het aan die geloof gehoorsaam geword. Priesters het vir die eerste keer gesê, hoorie maar, hierdie werk, prakties werk dit, mense word bedien. En dis een ding om die Here te aanbid, maar ons moet ook mense bedien. En dis eintlik waaroor ek vandag met julle prakties wil praat. Nou, ons het die voorreg gehad, en dankie vir die van julle wat gebid het, ek het verlede week vir julle gesê, ons gaan 'n wegbreek hou, ek en die 3 ander pastore, Johan, Jorrie en Gerrit, en ons het 'n lekker wegbreek gehad. Ek sê vir hulle, ek voel so 'n bietjie skuldig, ek het in ons program gehad, ons gaan so 'n bietjie tussenin swem en rus, en so 'n bietjie ander goed kyk, ons het nie daarby uitgekom nie, want ons het regtig lekker gewerk, maar hard gewerk. Ek voel so 'n bietjie sleg dat ek hulle soos 'n slawedrywer laat werk het, maar ons het tot 10:00 in die aand toe gewerk, en selfs toe ons gaan swem het ons in die swembad gepraat oor die gemeente en alles wat ons wil doen. So ons het 2 dae se goeie werk gehad, maar ons het regtig, dit was 'n gees-geïnspireerde tyd. En ons is geweldig opgewonde oor wat die Here vir ons wys. En ek wil dit graag vanoggend met julle deel. En met julle praat so 'n bietjie oor waar ons vandaan kom en waantoe ons as gemeente op pad is. Verlede jaar het die Here met ons gepraat oor visie. Ons is 'n gemeente wat so einde 2024 onafhanklik geword het. Besef ons het ons eie visie nodig. Het jy vir my die visie, Lisa, kom ons het nie die visie nie, maar die visie gaan oor dat ons daar is om gesonde leiers, gesonde gesinne en gesonde gemeenskappe tot eer van Christus toe te rus vir die werk van die Here. So, ons wil mense gesond kry in hulle wandel met die Here, in hulle persoonlike verhouding met die Here, in 'n gesinsverband, want families is vir ons belangrik, maar ons besef ook, daar's 'n gemeenskap. Die Here het ons daai klippie wat in die water val, wat uitsprei, gewys. As dit goed gaan met my persoonlik, kan dit goed gaan met my huwelik, met my gesin, met die gemeente, met die gemeenskap, met ons land. En ons bid vir herlewing vir ons land. So ons het daaroor gepraat en toe besef, goed Here, maar nou is ons hierdie week en volgende week besig om te gesels oor hoe kan ons gemeente gesond kry. En die Here het ons 'n plan gewys. En die Here het vir ons gewys
dat as jy kerk toe kom, dan beleef jy die Here. En dis eintlik so wonderlik, blaai gou saam met my, ek dink ek het die skrif hier voor op Johannes 20 vers 18, wat sê, as ek nou by die regte plek, Johannes 20 vers 18, daar is die ouens, vers 19, dit was al laat aand op die eerste dag van die week, die deure waar die disippels vergader het, hulle het eintlik weggekruip, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toegekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Die eerste erediens van kerk. Dink so 'n bietjie daaraan. Dis die eerste keer wat Jesus tussen 'n klomp mense staan, na sy opstanding, en met hulle kerk hou. En baie keer dan praat ek oor hierdie gedeelte, want dan blaas hy op hulle. Ek het altyd gedink, hy staan so oor hulle en hy blaas op hulle, tot ek gaan studie doen het en agtergekom het, hy het by elke individu gaan staan, so van aangesig tot aangesig, en sy ruach asem, sy liefde in hulle ingeblaas en gesê, ontvang my Heilige Gees. En dis eintlik hulle wedergeboorte. Romeine 10 vers 9 sê, die wat gered word moet die naam van Jesus bely as koning en glo dat hy uit die dood uit opgestaan het. Hierdie ouens het bely dat Jesus hulle Here is, maar hulle het nog nie geweet dat hy die dood uit opgestaan het nie, tot op hierdie oomblik wat hy tussen hulle verskyn en sê, vrede vir julle, nou weet hulle, nou gebeur, volgelinge van Jesus word wedergebore Christene, die kerk begin. Dit is baie interessant. Baie keer dink ek, daar's mense wat Jesus volg, maar nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, want hulle besef nog nie dat ons 'n bonatuurlike God aanbid wat uit die dood uit opgestaan het nie. So, in 'n geval, hy sê, ontvang my Heilige Gees en hulle beleef kerk. Nou vertel hulle vir Thomas, ja, jy het dit gemis man, kerk was daar, hy sê, ek glo julle nie. As ek nie self my vingers, my hand in sy sy kan steek nie, dan glo ek julle nie. En die Here is so genadig, volgende week beleef hulle weer kerk, en die Here sê, Thomas, staan 'n bietjie nader, hier is my hand, hier is my sy, kom druk jou vingers. En hy val in Johannes 20 vers 28 op sy knieë en hy bely, my Here en my God. Hy aanbid Jesus as God. Dit is vir my so mooi en belangrik, as enige iemand die goddelikheid van Jesus bevraagteken, dat die feit dat Jesus hom nie gestop het nie, Jesus wat sonder sonde was, hom nie gestop het nie, dit bewys dat Jesus wel God was. So hulle het Jesus beleef, die eerste Sondag, 'n week daarna, en van daar af aan het die kerk hom bly beleef. Dis hoekom ons Sondagoggende by mekaar kom. Dis hoekom ons op die eerste dag van die week, op die dag wat ons die opstanding, die oorwinning oor die dood vier, op daardie dag kom ons as gelowiges by mekaar. Want ons is nie Jode nie. Ons kom nie op die 7de dag, die Sabbat, by mekaar nie. As iemand vir jou sê, nee, jy moet die Sabbat onderhou. Nee. Ons is juis verby met die wet. Ons is nie meer onder die dispensasie wat ons 6 dae moet werk en die 7de dag rus nie. Ons is van die mense wat sê, ons rus die eerste dag. En vanuit ons rus in Jesus Christus, in sy opstanding, in sy oorwinning oor die dood, vanuit ons rus, werk ons 6 dae. Dan werk ons uit dankbaarheid uit. Dan sê ons vir die Here, Here, ons kom beleef U eers op Sondag en dan werk ons vir U. Ek wil vir jou sê, jy het nodig om die Here te beleef op 'n Sondag, sodat jy in dankbaarheid kan werk, Maandag, Dinsdag, Woensdag en die res van die week by jou werk. Sondag is belangrik. Kerk is belangrik. Moenie kerk en die samekoms van gelowiges afskeep nie, sê die skrywer van Hebreërs. Hebreërs 10 vers 24. Daar's iets belangrik vir ons as gelowiges om mekaar te sien, om langs jou iemand te voel, te hoor, te aanbid, dit te beleef, prediking te ontvang. Luister, jy kan prediking miskien beter, ek dink baie beter, as jy voor ontvang as jy na YouTube kyk.
Jy kan na die fancyste ouens in die wêreld gaan luister. Dis nie kerk nie. Dis goeie lering, maar dis nie kerk nie. Om hier te sit en yster slyp yster en so vorm vriende mekaar, om saam geslyp te word, saam te aanbid, saam liefde te ervaar, saam by mekaar te kom sit, saam opgebou te word, dis kerk. Jy het kerk nodig. Jy het nodig om te beleef dat Jesus Christus hier is, tussen ander gelowiges, saam met ander gelowiges. So in die begin van 'n nuwe jaar, wil ek jou uitnooi. Kom kerk toe. Kom Sondag kerk toe. Ek het nou die Barna statistieke, Barna is ouens wat in Amerika statistieke opneem oor kerk. En is skokkend om agter te kom, mense kom 1.7 keer 'n maand kerk toe. Dis min. Dis bitter min. Mag Lewende Woord Centurion meer wees. Mag jy so 4 keer 'n maand kerk toe kom. Dit sal goed wees. Ouens, ons het mekaar nodig. Jy het nodig om die Here te beleef. Ons het besef, die eerste groep wat ons wil saamstel in die kerk, is 'n groep wat hier is, sodat Sondag, jy en ek saam die Here kan kom beleef. En ons het 'n beleefgroep opgestel. Dis almal wat in die aanbiddingsspan is, dis die diakens wat 'n plek aanwys en offergawe opneem en nagmaal bedien en prakties ons daarmee help. Ons diakens, by the way, gaan samel nie kollekte in by iemand se huis nie. Dankie tog. Ons praat hierdie week, ons vertel vir Johan hoe toe ons diakens nog van 'n ander kerk was in die ou dae, ek was ook 'n diaken, moes ons gaan geld insamel, klop aan 'n deur, so hoor ons net jou kollekte kom haal. Dankie tog, daar's nie sulke diakens meer nie. Ons diakens, dou as julle nie dankbaar, julle is nie sulke diakens nie. Prys die Here vir dit. Want ek dink nie dis Bybels nie. Die skrif oor en oor sê, jy moet jou offergawe, jou dankbaarheid, jou lofoffer bring na die huis van die Here toe. Ek moet dit nie gaan haal by jou huis nie. Daar's niks daarvan in die skrif nie. Net so tussen ons. Dis heeltemal apart. Maar daar's mense wat koffie bedien, daar's mense wat by die infotoonbank is, daar's mense wat groet voor, daar's 'n klomp mense wat jou op Sondag kerk wil laat beleef. Die Here se teenwoordigheid wil laat beleef. Want dis belangrik. Dis belangrik vir die Here dat jy die Here beleef. Ten minste eenmal 'n week en vanuit 'n belewenis met hom uitleef. So daarom het ons 'n klomp bedieninge. Ons het so 60 bedieninge waarvan 'n hele klompie, ek dink amper so 15 na 20 van hulle gaan oor om Sondag se kerkbelewenis te laat uitleef. En dis goed. Ek wil vir jou 2 goed sê oor kerk beleef. Dis goed dat jy kerk beleef. Kom beleef dit self Sondag na Sondag, asseblief soveel as wat jy kan, oggenddienste of aanddienste of albei. En hoeveel belangriker is dit nie dat jy iemand kan nooi, kan saamvat om kerk saam met jou te kan kom beleef. In hierdie jaar wat voorlê, mag ek jou uitdaag. Moenie dat hierdie jaar verbygaan sonder dat jy 'n buurman of 'n kollega of 'n vriendin of 'n familielid genooi het kerk toe nie. Dit bless hulle. Miskien kan jy hulle nie bedien soos wat hulle belewenis deur 'n groep mense wat toegewyd is om jou die Here se teenwoordigheid te laat beleef. Miskien kan hulle jou beter help om die Here se teenwoordigheid by daai persoon uit te bring en kan iemand die Here beleef. Stem jy saam? So, nooi iemand. Maar daarbey saam. Miskien sit jy hier en roep die Here jou en sê, hey, dis tyd. Dis tyd dat jy my nie net meer beleef nie, maar tyd dat jy deel word van 'n groep mense wat ander my laat beleef. Miskien is dit tyd
dat jy 'n vrywilliger word. Miskien op die worship team, miskien by ons klankspan, miskien by ons koffiespan, miskien by een van daai spanne. Jy sien, by die tweede ding wat ons toe oor praat is, as jy die Here begin beleef, jy kan Sondag kerk toe kom en die Here beleef, maar een of ander tyd, dan begin jy agterkom, hierdie is my kerk. Hierdie is die plek waar ek tuis voel. Hierdie is my huis. En dan behoort jy. En die behoortgroepe, daar's 'n hele klomp behoortgroepe, 50 plus selgroepe, young adults, al die behoortgroepe val onder Jorrie. Jorrie gaan kyk na al die behoortgroepe, my manne bediening op 'n donderdagoggend, Wow Woman, waar is jy, Magda, al die behoortgroepe, dat ons is die groepe wat mense wat behoort aan die kerk, laat voel hulle behoort, laat tuis voel, laat welkom voel, laat inskakel. Ek besef, dis belangrik om ergens te behoort. Ouens, man, jy moet net dophou. Hou 'n laerskool seentjie dop, dan kom jy agter, elkeen wil deel van 'n bende wees. Elkeen wil behoort, elkeen wil deel van familie wees. Ons is 'n familie, dis een van ons waardes. En ons wil jou laat behoort. Ons het verskillende groepe, dis partykeer 'n bietjie groot en lomp, en jy kan dalk hier instap en voel, ek wonder of behoort ek nie, dan wil ons dit vir jou afbreek en sê, die selgroepe of ouderdomsgroepe of ander groepe waarby jy kan inskakel, waar jy kan voel, jy behoort. En ons waardeer vir Jorrie, ons waardeer wat hy doen en dat hy na daai groepe kyk. Maar ek wil vir jou sê, jy sit dalk hier en wonder, ja, ek beleef die Here en ek het met hom 'n verhouding, maar ek behoort nie aan 'n kerk nie, ek pas nie by 'n liggaam in nie, of ek gaan partykeer na daai en daai kerk toe, maar dit voel nie soos myne nie. En ek wil jou kom uitnooi vandag. Kom behoort aan kerk. As dit dan nie hierdie kerk is nie, kry 'n kerk, 'n liggaam waaraan jy behoort. Luister, die Here is in kerk. Ek verskil teologies van party ander kerke, maar ek weet dat die Here ten spyte van my voorkeure in teologie nog steeds ander kerke gebruik. Die Here kan nog steeds en wees net in 'n kerk waar jy behoort. As jy na 'n kerk toe gaan waar jy nie behoort nie, waar jy dit nie vir jou voel of jy inpas en hoort nie, kry 'n ander kerk. Kry 'n kerk wat familie is en waar jy inpas en behoort. As jy in hierdie gemeente is en jy behoort aan hierdie gemeente, aan die liggaam van Christus, want jy is die bruid van Christus, jy syne, daarom is jy deel van hierdie lewende woord Centurion. As jy daar is, dan is jy miskien op 'n punt waar jy moet begin agterkom, ek kan dalk ander help om te behoort, as ek so bietjie aan die behoortgroepe hulp verskaf, as ek so bietjie deel raak van 'n selgroep, as ek dalk my eie selgroep begin, of my eie vrouegroep begin, of my eie groep onder jong mense begin, of my eie Bybelstudie begin, of dalk kan ek inskakel en iemand anders se hande sterk maak wat reeds so 'n groep het, en dalk kan ek help dat ander in ons gemeente voel hulle behoort. Opgewonde oor behoort. Want ek dink, as jy nie behoort nie, is jy geweldig eensaam. En dis wat die priesters in die tempel agtergekom het. En dis hoekom hulle die kerk gejoin het. Want hulle het besef, luister, die kerk vang iets van behoort. En ouens, ons is hier om eensame mense te laat behoort.
Die Here roep jou om deel van 'n kerk te wees waar ander behoort. So as ons dit vir mekaar sê, dan sê ons ook vir mekaar, goed, maar ons groei. Ons kom beleef eers die Here, dan behoort ons. Laurens, verjaar jy vandag? Môre? Wanneer verjaar jy? As ek dink, ek het ergens op Facebook iets gesien, toe dog ek is jou verjaarsdag, maar nou dink ek net nou oor hoe die Here jou hier op die kant gevat het en laat kom behoort het. Met vrou, nou met kinders, deel van 'n gemeente. En dis wat die Here doen. Dis so lekker om julle as individue te sien en te sien hoe die Here jou vat. Waar jy in Pakistan alleen moet sit. En nou vat hy jou en dan kom sit hy jou en jy behoort. En jy is deel van 'n groep waar jy ander laat voel hulle behoort hier. Joppie? So en ouens, dis waar ons moet wees. Ons moet die Here beleef en dan moet ons behoort en by 'n volwassenheidspunt kom waar ons sê, hoorie, ek wil ander laat behoort aan hierdie gemeente. Maar dan kom ons by 'n punt waar ons sê, okay, nou dat ek behoort, nou moet ek groei. Nou moet ek toegerus word. Efesiërs 4 vers 12, wat vir ons geweldig belangrik is, die woord van die Here. Ons is hier om gelowiges toe te rus en te groei. En daarom is daar vir ons die groep bedieninge wat val onder vorm. Toerus. En dis Johan Herp se groep. Amen, Johan. Johan raak liries oor vorm, groei, teologiese insette in mense se lewens, die ministry training, die Bybelskool, dit wat ons alles wil doen om in mense se lewens in te bou. Wanneer ek op Sondag kom preek, wil ek graag jou toerus en vir jou geestelik laat groei. Maar jy kan nie net gaan op 'n halfuur se kos vir die res van die week nie. Jy het ander toerusting ook nodig. En daarom is ons gemeente wat mense goed toerus. Daar's kursusse, daar's Bybelstudies, daar's verskillende toerustingsvorms. So dink so 'n bietjie self daaraan. As ek nou geestelik groei en ek beleef die Here op Sondag, dis een ding om die Here te beleef op Sondag, dis lekker, ek worship lekker. Okay, nou moet ek begin behoort aan hierdie gemeente. Goed, ek's deel van hierdie gemeente. Nou dat ek deel is van hierdie gemeente, nou moet ek begin geestelik groei, heiligmaking. Nou moet ek begin paar van die issuetjies in my lewe uitsorteer. Hoe doen ek dit? Die woord van die Here. Dis die woord van die Here wat ons deur 'n proses maak, maar dan moet ons die woord van die Here reg oopsny en leer. En dis Johan se werk om te sorg dat daai afdeling in ons kerk goed deurloop, reg deur, van Sondag, Maandag se woordskool, Dinsdag by plantasie en by die kursusse wat ons aanbied, Woensdag by Wow Woman en by ander plekke dat daar goeie lering, goeie teologiese lering is, die manne bediening, Maandagoggende, die disipelskapsgroep, Donderdagoggende en reg deur alles wat ons doen. Ons gemeente het die voorreg dat ons op 2 verskillende radiostasies ook kan bedien en op YouTube, sodat die woord van die Here kan uitgaan. So as ons sê vir mekaar, goed, ons beleef die Here, dan behoort ons, dan vorm ons, dan sê ons vir mekaar, goed, as ons daar is, dan is die mense wat hierdie werk doen, in die infrastruktuur, die geboue, die goed wat hier rondom is, dit moet ondersteuning kry. En ons het besluit om vir Dot die pastoor te maak. My vrou het 'n teologie graad, en dis hoekom dit partykeer so 'n bietjie intimiderend is om saam met haar woordskool te hou. Sy vra my al die moeilike vrae. En so, sy is ook 'n pastoor, en sy is ons kerkadministrateur. Sy doen, sy help met die HR, met die terrein, met die finansies, sy bestuur al daai, maar saam met dit wil ons ook die bedieninge wat onder die vrywilligers val,
wat ondersteuningsbedieninge is en die kerk prakties help by haar laat inskakel en dat sy dit as 'n herder ook oor toesig hou. So as jy daar is, ek dink so daai praktiese manier om die kerk te bedien. Party van julle het praktiese gawes en vermoëns waarmee julle die kerk kan help. Ek is so gebless met Resa en Josef wat ons tuine doen. Waar is julle twee? Ek weet hulle hou nie daarvan as ek dit sê nie. Ek sien julle, waai gou vir my. So, dankie vir ons tuine. Dit lyk mooi. Dit lyk mooi om hier in te kom. En baie dankie. Dankie dat julle praktiese vermoë en geweldig baie kennis oor plante en bome en alles kom toepas en die gemeente daarmee kom bedien. Miskien sit jy hier en sê, goed, daar is mense wat my ondersteun sodat ek die Here kan beleef op Sondag en sodat ek kan behoort. Miskien kan ek dit wat ek weet, dit wat ek ken, dit wat ek beleef, miskien kan ek met Dot kom praat en ook prakties die gemeente daarmee kom help en ek wil jou uitnooi om met Dot daaroor te gaan gesels. Die 5de afdeling, wat my afdeling is as jy nou die belewenis van kerk het en later aan die kerk begin behoort en dan gevorm word deur die lering in hierdie gemeente en jy besef kerk gaan oor om geondersteun te word, maar ook om ander te ondersteun en by te staan, dan kom jy een of ander stadium op 'n geestelike plek waar jy agterkom, luister, maar die Here het my geroep met 'n groot opdrag. Matteus 20, ek wil dit gou vir jou lees, as jy soontoe kan blaai. Matteus 20, het julle dit op die skerm, Matteus 20, vers 28, vers 19 en 20, daai groot opdrag. Wat sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en hulle te leer, sien julle die vorming, om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Ouens, elkeen van ons is geroep om te gaan. My afdeling is stuur. Ek is hier om julle in julle werksplek in te stuur om evangeliste te wees. En ons sê dit baie keer vir mekaar, hierdie gemeente is nie 'n gemeente wat sê, kom ons bus ongereddes in, kom ons gaan haal hulle van die strate af en dan gaan ons die evangelie hier verkondig en hulle kom by Jesus Christus uit nie. Daar is sulke kerke en bless hulle, dis hulle roeping, dis waar hulle moet wees. Dis nie die oortuiging van my hart hoe kerk moet werk nie. Die oortuiging van my hart is dat kerk vir gelowiges is, dat gelowiges dan toegerus word, sodat hulle die evangelie in hulle wêreld daar buite, in die sportveld, in die werksplek, daar waar jy saam met jou kinders langs die rugbyveld staan, daar waar jy saam met vriende braai, daar waar jou familie vir jou kom kuier, dis wanneer jy die evangelie moet deel en mense na Jesus Christus toe moet lei. Maar as jy nie weet hoe om hulle na die Here toe te lei nie, dan doen ek nog nie my job reg nie. En dis my job. My job, my werk, is om jou te stuur, om jou toe te rus sodat jy gestuur kan word. As jy hier sit en voel, ek weet nie of ek met iemand anders te oor die Here kan praat nie, byt vas, gee my genoeg kans. Ek wil saam met jou op pad stap. My werk is om jou te stuur. Ek het dit nou al so baie keer gehoor en ek wens ons kan dit hier doen, dat kerke so hier aan die binnekant van die kerk, as jy uitstap uit die kerk uit, staan daar, jy betree nou jou sendingveld. En dit is vir my so waar. Die kerk hier binne is nie die sendingveld nie. Sodra jy daar uitstap en in die werksplek, tussen jou familie, tussen jou vriende instap, is dit die sendingveld waarvoor jy opgerig word binne in kerk. My werk is die bedieninge wat stuur, die sendelinge, die uitreikgroepe, die groepe wat ander groepe gereed maak om gestuur te word.
ouens, dis vir my so lekker om te besef, ons is 'n gemeente met 'n sending en 'n stuurhart. En ek moet myself altyd beteel, ek wil graag, Rihanna, hierdie gemeente nog meer 'n sending gemeente maak. En dan dink ek, daar's so 'n bietjie van, wow, laat almal net eers op dieselfde bladsy kom en saam volwasse groei. Maar dis vir my altyd 'n passie om sendelinge reg oor die wêreld te ondersteun, want ek verstaan Matteus 28. Die Here net so 'n bietjie aan as Lukas begin in Handelinge 1 skryf, dan sê hy, gaan wag dat die Heilige Gees julle vervul, dan gaan julle getuienis wees in Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. En as die Here dit vir die disippels sê, iemand het eendag gesê, ja, maar ons moet in Jerusalem begin. Hy het gesê, gaan, word gevul met die Heilige Gees, dan sal julle getuies wees in Jerusalem, en dan in Judea, en dan sê ek, nee, wag. Jy verstaan nie die Grieks. In die Grieks staan daar, julle sal getuienis wees in Jerusalem, en terselfdertyd in Judea, en terselfdertyd in Samaria, en terselfdertyd in die uithoeke van die aarde. Hoe kan jy in dieselfde tyd oralste 'n getuie wees? As jou hart daar is, as jou beursie daar is, as jou kop daar is. Here, ek moet hier in my eie stad Pretoria die evangelie verkondig, maar ek moet in Suid-Afrika die evangelie verkondig. Here, maar my hart is ook met sendelinge. Here, my ondersteuning en gebed is ook met sendelinge in Indonesië en in Rusland, en hierdie week weer, verlede week het ons vir Derek, was hy verlede week hier, 2 weke terug, van Tula in Rusland, en as ons besef, ons het sendelinge wat ons ondersteun reg oor die wêreld. Dit is my lekker om te besef. Here, ons moet ver kyk, ons moet bietjie nader kyk, maar ons moet hier by ons eie voordeur ook kyk, terselfdertyd, en gestuur word, gestuurdes wees. En terwyl ons gestuurdes is na ons vriende en familie en aan hulle die evangelie gaan openbaar, moet ons ook dink, Here, hoe kan ek betrokke wees tot in die uithoeke van die aarde? Miskien kan ons finansiëel bydra, dis wat ons gemeente is. Dis deel van waaroor jou finansies in hierdie gemeente gaan, is om hierdie gemeente te onderhou, maar ook om sendelinge ver te kan help en te kan onderhou. Stuur is deel van wie ons is. Maar kan jy sien, jy moet nou so 'n bietjie van 'n pad van volwassenheid al gestap het om by stuur uit te kom. Jy moet eers die Here kom beleef, en miskien kan jy die Here beleef en nog glad nie die Here ken nie. Miskien sit die mense hier vandag wat nog nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie. Man, my geniet kerk. Dis lekker om te worship. Dis lekker om hier te wees. Jy's altyd welkom. Jy mag selfs behoort aan hierdie kerk. Jy hoef nie gered te wees nie, maar jy kan nog steeds deel wees. Die Here sê, jy behoort eintlik eers aan kerk wanneer jy jou lewe vir hom gegee het en dit publiek aankondig deur die doopwater te gaan. Dan behoort jy in die Here se oë eers eintlik aan kerk. Maar jy kan nie wees, jy kan deel wees van ons, jy kan saam met ons goed bywoon en goed doen. Die Here gaan jou, ek is vas oortuig, die Here gaan jou deur sy gees een of ander tyd oortuig om te behoort aan kerk. En dan moet jy gevorm word en leer, en dan moet jy agterkom, hoorie, maar alles gebeur nie net sommer poef van self nie. Alles val nie uit die lug uit nie. Iemand berei voor vir jou om die Here te kom beleef. Dot het altyd hierdie ding, en sy dril dit in die personeel in. Die mense moet voel dat ons vir hulle verwag het, dat ons vir hulle voorberei het. Hulle moet welkom voel. En of jy nou 'n selgroep het, en of jy nou met plantasie werk, en of jy nou, as jy by 'n plek aankom by die kerk, moet dit lyk en vir elkeen voel, die personeel, die ondersteuning in die gemeente, het jou verwag. Want jy is belangrik, want die Here het jou lief, en daarom het ons jou goed ondersteun,
deur 'n mooi omgewing te skep waarin jy welkom voel. So dis belangrik. Dis 'n groeiproses, maar dan een of ander stadium moet jy sê, Here, gaan nie net oor ons nie, ons kan nou lekker behoort, mekaar lekker vorm, lekker ondersteun, maar wie gaan die ongelowiges in die wêreld daar buite haal, om te kom sê, behoort aan die kerk van die Here? Ek en jy. Ons moet hulle gaan haal. En is my werk om jou aan te moedig en te sê, come on, jy saam met my, moet die ongelowiges kerk toe bring, na die koninkryk van die Here toe bring, dis ons werk. As die lofprysingspan vorentoe kom, wil ek gou vir julle, ek dink ons het dit op 'n skyfie, Lisa, wys net gou weer vir ons, dat ons kan sien. Ons het 'n skyfie wat hierdie goed, wat ek net vinnig dit weer vir julle wil wys. En vir jou sê, beleef die Here in kerk. Dis hoekom ons saam is. Maar sorg dat jy dan behoort aan kerk. Hier is 'n kerk, hier is 'n familie, hier is 'n liggaam van Christus met baie verskillende funksies. Ons het gesit in oor 60 verskillende bedieninge. Ergens kan jy behoort en inpas. En dan gaan ons jou vorm met vrymakende waarhede, 'n fondasie waarhede het ons dit nou hernoem. Ons gaan jou vorm met kursusse, skepingsdoel en finansiële werkswinkel en gesinskursusse en verskillende goed waarmee ons die gemeente wil bly vorm en help sodat dat 'n gesonde gesinne en gemeenskap kan vorm. En dan kom ons by 'n punt waar jy ondersteun word. Dankie Dot dat jy in die span met goeie klomp vrywilligers die gemeente, die geboue, die terrein goed ondersteun. En dan moet ons een of ander stadium kom en sê, Here, ons kry al hierdie goed, ons beleef al hierdie goed, ons behoort, ons word gevorm, sodat ons gestuur kan word. Ek wil afsluit met hierdie skrif in Hebreërs. En jou eintlik so 'n bietjie daarmee uitdaag, want ek was hierdie afgelope week daarmee uitgedaag. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die beloon wat hom soek. Ons as span het die week die Here gesoek vir 'n plan, gesoek vir struktuur, gesoek om te sê, Here, ons wil soos Handelinge 6 verantwoordelike struktuur bou wat die gemeente gesond kan bedien, sodat niemand afgeskeep kan word. Maar ons wil die Here behaag. Wat sê hy? Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, tevrede te stel, gelukkig te maak. Is jou geloof net gemaklik, versigtig, net so rustig? Is nie die geloof wat die Here wil hê nie. My en jou se geloof wat die Here by jou behaag is die tipe geloof wat Petrus uit die skip uit laat klim het en op die water laat stap het. Ek dink baie keer daaraan. Ek weet nie of ek Thomas sou wees wat so, kom ons kyk eers of Petrus sing voordat ek dit waag. Die Here daag my uit dat ons nie in hierdie jaar wat voorlê versigtige, gemaklike, gemoedelike geloof sal hê nie. Maar dat ons bereid sal wees om kansse te vat. Dat ons bereid sal wees om die moeilike dinge te doen. Dat ons bereid sal wees om so bietjie buite ons gemaksone te sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, gebruik my dalk om te help om ander mense te vorm en lering te gee. Help my om my belewenis van die Here lekker te maak in hierdie gemeente. Here, hier is ek, gebruik my. Ek wil jou uitdaag. Ouens, ek wil die Here vertrou dat meer mense by die kerk toegevoeg sal word. Hebreërs, Handelinge 6 vers 7.
Here, kan U ook meer mense by hierdie gemeente voeg? Hoekom? Dan moet daar struktuur wees, waar mense veilig voel hulle behoort, voel hulle word ontwikkel en gevorm. Ek wil graag hê, jy moet meer mense wees. Want met meer mense, met 'n groter groep mense, kan ons Centurion impakteer en kan daar herlewing in ons stad uitbreek. As ons gemeente momentum het, kan van waar ons geleë is in Pretoria, sorg dat daar herlewing in Suid-Afrika uitbreek. Ek glo dat ons, saam met ander kerke, nie politieke partye nie, kerke, sorry vir die politieke partye, ek glo die Here se plan A is kerke, saam met ander kerke kan ons hande vat, en kan die herlewing in ons land uitbreek, en kan die Here 'n nuwe ding doen. Ouens, ons het 'n draai in Suid-Afrika nodig, ekonomies, polities. Ons is nie in die wêreldpolitiek goed geposisioneer nie. Ons het verlede week vir mekaar gesê, ons kan nou stil bly en wag dat iemand anders so Steve Hofmeyer iets sê, of ons as gelowiges kan vir mekaar sê, hey, ons het die gees van die Here nodig. Die Here kan 'n verandering bring, maar kerk van die Here, dan moet ons in 'n struktuur inpas wat 'n verskil kan maak. Dan moet ons deel wees van 'n kerk wat groei en vorentoe toe gaan en 'n impak in ons stad en in ons land kan maak. So ek wil jou uitnooi om nie passief net die Here te bly beleef nie. Dis great, dis wonderlik. En as jy hier is vandag vir die eerste keer, jy is welkom. As jy hier is en jy is nog net besig om te wonder of jy die Here hier kan beleef, is absoluut welkom. Maar ek wil jou bly uitdaag. Kom by behoort, skakel ergens in. Kom by vorm en groei, bly ondersteun, want jy moet besef, jy is eintlik, as jy hier sit, 'n gestuurde van die Here, wat ons in die wêreld daar buite uitstuur. Here, ons wil na U toe kom. En vanoggend wil ons net weer, onsself, elkeen van ons, aan U kom wy. Here, wat 'n wonderlike voorreg, dat U self kerk ingestel het, self opgedaag het vir die eerste erediens, saam met U disippels, en die Heilige Gees oor hulle geblaas het. Here, mag ons die Heilige Gees, wat binne in ons woon, vandag nog ervaar in elke erediens, mag ons U beleef. Here, dankie vir 'n liggaam waar ons behoort. Dankie vir familie. Dankie dat hierdie gemeente lekker sit soos 'n ou paar sandale. En jy net sommer kan sê, man, hierdie is my plek. Ek geniet hierdie gemeente. Maar Here, mag U ons bly vorm en ontwikkel. Mag U bly groei in elkeen van ons, sodat ons kan besef, Here, ons is hier om die gemeente te ondersteun, maar ook om ons gemeenskap te ondersteun. Here, stuur ons. Deel van ons stuur, Here, is ons finansies. Ons wil graag kom gee met blymoedigheid. Ons wil kom gee met die oog daarop, dat ons besef, hier moet ondersteuning gebeur, maar daar moet ook stuur gebeur. Ons moet mense uitstuur met die evangelie. So Here, as die diakens nou offergawes en tiendes kom opneem, mag ons vir U sê, Here, om te gee is aktief ons gedeelte van die erediens, waar ons glo dat ons gestuurdes is en glo daarin dat die evangelie gestuur moet word tot in die uithoek van die aarde. Here, deur te gee sê ons ook, Here, ons ondersteun die infrastruktuur, die goed wat hier gebeur, sodat dit suksesvol kan aangaan en ander U kan beleef, kan behoort en gevorm kan word. Here, dankie dat U 'n plan het en struktuur het, en dat ons vorentoe kan uitsien wat U daarmee wil doen. Ons loof vir Jesus. Amen en amen. Dankie, julle kan gerus die offergawe opneem. Terwyl julle die offergawe opneem, wil ek vinnig vra, wie is hier vandag vir die heel eerste keer? Steek gou julle hande op. Baie welkom. Baie welkom.
Ek maak dit vir die diakens bietjie moeilik. Hulle wil graag vir julle iets in die hand gee, maar hulle is nou besig om offergawes op te neem. So kan ek jou uitnooi as jy jou hand opgesteek het, jy vandag vir die heel eerste keer vir ons kuier, wil ek jou uitnooi om sommer na die info-toonbank toe te gaan aan die einde van die erediens en daar net te kom sê, hier is my informasie, daar's 'n vormpie, jy kan dit invul en dan gaan hulle jou informasie vat sodat ons met jou weer kan kontak maak. As jy aanlyn vir die eerste keer vir ons kyk, stuur gerus vir ons 'n e-posadres. 'n e-pos, ons adres is aan die onderkant. En dan wil ek dit sê dat dit wat ons sê dat ons 'n gemeente is met struktuur. Luister, jou skelet, jou, wat noem mens dit, skelet, jou geraamte, dis belangrik, maar gelukkig sien niemand dit die hele tyd nie. Dankie tog. Maar dis daar, dit hou jou liggaam aan die gang en regop, en ek kan jou beloof, as daar iets fout is, het jy pyn op 'n ander plek. Partykeer moet ons praat oor die skelet, die geraamte, die struktuur van ons gemeente, wat ons gemeente regop hou. Dis nie die belangrikste ding in die hele wêreld nie. Maar ons moet ook daaroor praat, en dit uitsorteer, en sê, wag, kom ons trek gou 'n paar goed reg, kom ons maak hierdie gesond, kom ons bind hierdie een vas, kom ons kry hierdie reg, daar's hy. En dan is daar tye wat ons wil sê, hey, waar pas jy in die liggaam van Christus in? Wat se deeltjie pas jy by in? Wat se deel het jy dalk nodig om by in te pas? Jy sien, as ek sê, jy behoort aan hierdie gemeente, moet jy sê, ja, maar het hierdie gemeente dit wat aan my behoefte kan voldoen? Want dit is wat hulle in Handelinge 6 gesê het, hey, apostels, julle voldoen nie aan die behoeftes van hierdie groepie mense nie. En miskien is jy daar waar jy dink, daar's 'n behoefte wat ek het, ek wonder of hierdie gemeente aan daai behoefte gaan voldoen. Volgende week is die regte tyd om kerk toe te kom. Ons gaan 60 bedieninge aan jou voorstel. So al met die kant is daar tafels, gaan daar tafels wees volgende week. En van verskillende bedieninge om te sê, dis wie ons gemeente is. Dis waar ons mense prakties bedien. Maar ook by hierdie 60 bedieninge kan jy moontlik inpas. As jy nie weet waar om te ondersteun en waar om te behoort, waar om prakties in te pas nie, kom kyk. Volgende week gaan jy agterkom, okay, maar dis wat in die gemeente aangaan, dis waar ek kan inpas, dis waar ek kan deel word. En dis waarvoor ek kan bid. Ek wil weer sê, en jy moet dit so tussendeur hoor, kerk is 'n klein bietjie chaos. Kerk is so 'n klein bietjie 'n warboel. Volgende week gaan jy dit beleef, dis so 'n bietjie chaos volgende week. Maar ek wil ver eerder in 'n kerk wees, waar daar 'n bietjie chaos en 'n bietjie lewe is. En baie keer, ek het dit een keer gehoor en dit het my so aangegryp, en baie keer dan dink ek daaraan, ek wil eerder in 'n kerk wees, met die lewe en die chaos van 'n kraamsaal, en die orde van 'n kraamsaal, eerder as wat ons net die orde het van 'n begrafplaas. Daar is party kerke wat die orde het van 'n begrafplaas, en die stilte ook daarvan. Ek wil nie in so 'n kerk wees nie. Mag dit maar 'n bietjie lawaaiig wees. Mag dit maar wees dat ons so 'n bietjie soek hoe om mense te bedien, skarrel hoe om goed uit te sorteer, te werk aan die praktiese goed van kerk, saam te ontdek hoe om die Here se naam groot te maak. Ons is 'n kraamsaalkerk, nie 'n begrafplaaskerk nie. As jy 'n stil, ordelike, baie rustige kerk wil hê, is hierdie nie die plek vir jou nie. En ek dink nie dis wat kerk behoort te wees nie. Ek dink kerk moet lewe en lewe in oorvloed wees. So ek wil jou kom uitnooi. Word deel van kerk, van Christus lewe en lewe in oorvloed. Voordat ek julle seën, kan ons een laaste liedjie sing. Staan saam met my, dan sing ons 'n laaste lied.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dawn addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over fear, Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like Die heel eerste kerk waar u disippels ontmoet het u hulle gegroet met vrede, shalom vir elkeen van julle. Here, mag hierdie 'n plek wees in hierdie jaar waar ons Sondagoggende shalom, vrede kom beleef, sodat ons shalom vrede vir mense kan gaan uitleef in 'n wêreld sonder vrede. Here, daarom wil ek die gemeente kom seën. Steek jou hande uit en ontvang die seën van die Here. Here, mag die Vader van ligte in wie daar geen skadu van ommekeer is nie, mag sy liefde oor elkeen bly skyn en hulle laat besef dat hulle aan u behoort. En Here, as ons u so kom beleef het vanoggend en ervaar het u is met ons, wil ek vra, Here, dat die genade van Jesus Christus by elkeen van ons sal kom stilstaan en sê, ja, jy behoort aan my liggaam, jy's my bruid, jy's myne. En Here, daarom bid ek dat die Heilige Gees ons sal bly vorm en bly leer. Dankie dat die Heilige Gees ons leermeester is en dat ons kan weet, Here, u berei ons voor om 'n lig te wees wat u uitstuur in 'n donker wêreld. Here, hier is ons. Stuur ons. Dankie Jesus. Amen. Amen. Voordat julle vandag wil ek vinnig sê, die ouers van die kinders gaan in hierdie blok by mekaar kom. Jorrie gaan nou met julle praat. As jy kinders in die kinderkerk het, wees asseblief hier. Vir die res van julle, ons gaan koffie drink en saam kuier. As jy bediening nodig het, gaan die bedieningsspan hierdie kant wees, sodat hulle nie die ouers pla nie. So as jy gebed nodig het, kom staan nie voor. Enigiemand wat vandag sê, hoorie, bid asseblief vir my, vir siekte,
vir enigeen van my behoeftes, kom hier vorentoe. Santana span gaan hier voor wees. En vir die res van julle, ek sien julle vanaand 5:00. Dankie julle. Hallo kruiskietsmaat, ek is baie opgewonde om vanoggend weer saam met julle te kuier. Ek weet, die skool het weer hierdie week begin, so daar's baie van julle wat baie opgewonde is, want jy saam met jou beste maats in die klas, of jy al klaar nuwe maats maak, en ander van julle is dalk nie saam met jou beste maat in die klas nie, of jy's in 'n nuwe skool en jy het nog nie nuwe vriende nie. Maar ek weet, hierdie jaar gaan ons sommer almal 'n lekker jaar by die skool hê. So kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam, en dan kuier ons verder uit God se woord. Karin. Papa God, dankie vir die liefde. Dankie dat U groot en goed is en dat U elkeen van ons elke dag in U hand vashou. Ons loof en prys U want U is groot en U is goed. Amen. Ek wonder of julle vir my kan sê, wat is ritme? Ja, 'n eenvoudige definisie van ritme is om iets oor en oor te doen. En ons gaan hierdie jaar 'n bietjie gesels of vir so 'n paar Sondae gesels oor ritmes. 'n Ritme wat ek kan volg om vir God beter te leer ken. Want hoekom wil ek en jy vir God beter leer ken? Want dan kan ek en jy weet hoe hy wil hê ons moet lewe. Hoe ons met ons maats moet praat. Hoe ons met pappa en mamma moet praat, hoe ons oor ons maats moet dink. En weet julle wat? Die beste manier om vir Jesus of vir God beter leer ken, is deur sy woord. In Johannes 1 sê Jesus, in die begin was die woord, woord by God, en die woord was self God. En dan sê in vers 14, en die woord het mens geword. So, Jesus is die woord. En as Jesus die woord is, dan sê Jesus in Johannes 14 vers 6, ek, dis Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So Jesus sê, sy woord sal vir ons die weg wys, hy sal vir ons die waarheid leer, en hy sal vir ons lewe gee. En in 2 Timoteus 3 vers 16 sê hy so mooi, die hele skrif kom direk van God op, en daaruit kan ons so baie leer. Ons kan leer hoe Jesus wil hê ons moet leer. Weet julle hoe gaan ek God se woord leer ken? Is om elke dag net 'n klein stukkie uit sy woord te leer. Maar elke dag. Ek kan begin deur byvoorbeeld die boek Markus. En dan lees ek elke dag net 10 versies. Dan lees ek daai 10 versies so 3 keer oor. En dan vra ek vir Jesus om deur daai versies met my te praat. En dan sit en dink ek of ek skryf neer, wat leer die gedeelte my van God, van Jesus? En wat wil die gedeelte hê? Wat wil Jesus deur die gedeelte hê ek moet doen? En as ek dit klaar gelees en ek het klaar daaroor gedink, dan vra ek vir Jesus om my te help, dat ek hom nog beter sal leer ken, en dat ek dit wat hy deur die gedeelte vir my gesê het om te doen, dat ek dit sommer dadelik sal gaan doen. En as ek daai ritme dag vir dag volg, weet julle wat gaan gebeur? Ek gaan vir Jesus, vir God, beter leer ken. Kom ons maak ons oë toe. Papa God, dankie vir die woord, dankie dat die woord, die Bybel ons leer hoe U wil hê ons moet lewe. En help Here dat ons hierdie ritme van om elke dag Bybel te lees, deel van ons lewens sal maak, sodat ons U beter kan leer ken en kan leef soos U wil hê ons moet leef. Amen. So ek wil jou uitdaag om hierdie week, hierdie ritme van Bybel lees te oefen, en om elke oggend 15 minute vroeër op te staan, en net 10 versies uit die boek Markus te lees. En as jy dit klaar gelees het, dan dink jy oor wat die gedeelte vir jou van God sê, en wat hy wil hê, jy moet graag gaan doen. En dan sê jy vir die Here, dankie dat jy meer van hom kon leer, en jy vra hom om jou te help, dat jy kan doen, wat hy nou net vir jou geleer het, uit sy woord. Weet julle wat, daar gaan ons op beter leer. Dit was so lekker om saam met julle te kyk.
En ek hoop regtig, ek sien julle volgende week en elkeen met 'n maat in ons Kruiskiets Village. Lief vir julle.